Goeiedag. Ons is besig om die einde van die lentseisoen te nader. Ek hoop dat dit vir jou betekenisvol was en dat jy nog sal deurdruk na Heilige Week toe en Paasfees met die seën van die Here. Ons praat vandag oor lewe met die bewussyn van Jesus. Daarvoor het ek hierdie baie mooi teks uit Jesus se hoë priesterlike gebed gekry. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan my gegee het, omdat hulle aan U behoort en alles wat myne is, behoort aan U en wat aan U behoort, is myne. En in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld en ek kom na U, Heilige Vader, bewaar hulle wat U aan my gegee het in U naam, sodat hulle net soos ons een kan wees. Johannes 17. Ek hoop dit is in orde met jou as ons vandag met 'n Engelse gedig wegspring. Eers net iets oor die digter, Mary Oliver. Waarskynlik het jy al van haar gehoor. Sy is wenner van die gesogte Pulitzerprys in letterkunde en word in 2007 gevier as die FSA se topverkoper van gedigte. Haar werk is deurspek met beelde uit die natuur omdat sy bekend was daarvoor dat sy lang staptogte alleen in die natuur onderneem. Dit bring ons nader aan 'n lewe met die bewussyn van Jesus. Die natuur in elke denkbare gestalte inspireer haar omdat dit die doek is waarop sy God se skilderye herken het. Ons gedig vandag, Praying. Hier gaan ons. It doesn't have to be the blue iris. It could be weeds in a vacant lot or a few small stones. Just pay attention. Then patch a few words together and don't try to make them elaborate. This isn't a contest, but the doorway into thanks and the silence in which another voice may speak. Mooi, né? Another voice may speak. Nou, ek kan sommer hoor hoe lekker jy inasem aan hierdie mooi woorde, want hulle skets nogal vir my die idee van 'n lewe met die bewussyn van Jesus. Dit begin by die waarneming van die volle spektrum van lewe, vanaf die rykdom van eksotiese blommepragt, die blue iris, en is ons nie geseënd met ryk plantegroei in Suid-Afrika nie, né? Dit kan ook 'n oop stuk veld wees, vertel Mary Oliver. Een droë Karoo bossie op die ander, waarin jy net ruimte sonder grense kan ervaar. Dan kan jy weer die wye ooptes en die oneindigheid van die skepping reduseer na 'n paar klein klippies. Dink nou aan 'n kabbelende stroompie met glad geskuurde klein klippies wat helder in die son blink. Dan roep Mary Oliver jou tot aandag. Kyk diep. Span jou bewussyn ver en wyd oop. Dis die plek waar jy jou kan regmaak om vir Jesus te ontmoet. Onmiddellik doen sy moeite om jou op jou gemak te stel. Jy hoef nie te stotter met ingewikkelde woorde of intellektuele argumente nie. This isn't the contest. Is al vertroostend. God verwag nie van ons om mee te ding vir sy aandag en liefde nie. Kan jy onthou wat gebeur het toe mense kindertjies na Jesus toe gebring het, Lukas 18? Die disippels het met die mense geraas, vertel vir Lukas, want hulle kan nie die leermeester met kinderstories besig hou nie. Ek dink verder dat Jesus se woorde by die geleentheid nogal iets demonstreer van Mary Oliver se gedig. Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. This isn't a contest, but the doorway. Nou kan ons twee baie belangrike goed saambind. Die koninkryk van God en die stilte waar God ons teenwoordigheid sien en erken en ons ontmoet. The doorway into thanks and the silence in which another voice may speak. Lewe met die bewussyn van Jesus kan ook lekker kontroversieel wees, hoor. Die spektrum loop wyd na twee kante toe. Aan die een kant getuig mense dat hulle die Here se stem hard en duidelik hoor. Jy sal hoor dat hulle duidelik sê, die Here het vir my gesê. Na die ander kant toe sal jy hoor dat mense vertel hulle raai maar wat die Here se gedagtes is. My persoonlike ervaring lê so ergens in die middel. En dan speel omstandighede ook nog 'n rol. As die stilte my wonderlik toegevou het en ek is in gebed en meditasie, dan ervaar ek 'n baie sterk impuls wat gewoonlik vir my nader aan die Here se stem bring. Dikwels deur 'n skrifbeginsel wat duidelik wys in die rigting van God se koninkryk. Ander kere tas ek so 'n bietjie in die donker en dan neem ek geen besluit nie.
Die stroompie kabbel dan vir 'n dag of meer oor die spoelklippies en dan kom daar tyd met groter duidelikheid. Die moeilikste is wanneer 'n onverklaarbare krisis jou tref. Onlangs was ek in 'n gesprek met 'n kosbare vriend wat swaar gedagtes gekoester het na die onverwagse afsterwe van sy geliefde skoonseun. Nog nie 54 jarige ouderdom bereik nie. 'n Toegewyde, gelowige man wat die Here voluit gedien het en in die sakewêreld sy getuienis skitterend laat hoor het. Vanaf blakend gesond tot dood binne sekondes. Hoekom? Omdat ek my vriend baie waardeer en sy toewyding ken, het ek nie probeer antwoord nie. Ons het saam besluit dat vrae soos hierdie alle teologie troef. Ons het ooreengekom om net Jesus se uitnodiging, soos hy dit uitspreek in Matteus, ter harte neem. Dit klink vir my die mooiste soos vertaal in The Message. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. The unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Soos die ure vir Lent uitloop, kom ons nader aan die grootste waarheid van geloof as Christene. Die offer is betaal. Die toegang na die troon is geborg. The doorway into thanks and the silence in which another voice may speak is geborg. Laat ons toetree. Kom ons doen dit nou. Ewige Here, baie dankie dat as ons in hierdie tyd stil staan en ons gedenk hoe Jesus homself uitgegiet het as 'n soenoffer voor u troon, dan dank ons u vir sy offer. En besef ons die prys daarvan. Dan wy ons onsself opnuut aan u toe en ons vra Here, praat met ons. Laat u stem ons lewens verander om hoe langer hoe meer die beeld van Christus te reflekteer in hierdie land waarin ons dit so bitter nodig het. In Jesus se naam. Amen.